Goeienaand almal. Ons is nou by vandag se Sabbatsluiting en ek wil net vir u elkeen baie welkom heet. Ek wil vandag gou 'n bietjie met u gesels oor oë. U weet hoe kosbaar is dit om jou oë nog te kan behou. In ons familie is daar 'n katarak probleem. So dikwels sal iemand opduik met 'n katarak en dan is ek dankbaar vir die voorreg wat ek gehad het om na Beefree toe te kon gaan. En by Beefree het ek geleer van organiese kasterolie. En dit het ook al wonderwerke laat gebeur deur om dit gereeld elke aand 1 druppel bo op 'n ooglid so net te sit en te plaas en dan in die nag sal dit dan nou intrek. 'n Mens se oë is een van die delikaatste organe in 'n mens se liggaam. Ons oë wat ons Skepper gemaak het, laat toe dat ons als in hierdie wêreld kan sien en waarneem en selfs die kleinste detail kan sien. Oë is uniek, net soos vingerafdrukke. Ons oë kan meer as 10 miljoen kleure waarneem. Ons oë is gemaak om sensitief te wees vir lig en verandering. Ons kan emosie kommunikeer met ons oë, byvoorbeeld as ons opgewonde is, of as ons geluk ervaar, en ook droefheid. Ek het gaan kyk bietjie in die konkordansie, het ek meer as 103 tekste net oor oë gevind. Dit was my baie interessant, al hierdie tekste en hoe dit beskryf word, en ek gaan 'n paar met julle deel vanaand met die Sabbatsluiting. 'n Mens kry eintlik ook 'n beter oogsig wanneer mens sonder brille, 'n bril wat ek ook hier aan het, as mens sonder dit loop. Dr. William Bates het geskryf oor hoe mens jou oë kan verbeter met die regte kondisie. Daarom deel ek dit ook met julle elkeen. Dit is goed om nie heeltyd jou bril op te hê die hele tyd van die dag nie. Ek moet dit self nog baie inoefen, want ek vergeet partykeer om my bril af te haal. Dit het nou al so gewoonte geraak, en as mens besig en haastig is. Maar ons kan leer om ons bril af te haal, dat ons ook kan rus, en dan dit net te gebruik vir byvoorbeeld lees, afhangende van die toestand van 'n mens se oë. In hoofstuk 2 van Sustain Me het Barbara O'Neill wonderlike inligting wat ook kan bydra tot gesonde oë. Kyk gerus daarna. Ons kyk en ons sien weer met nuwe oë elke nuwe week wat aanbreek. En ons dank die Vader daarvoor. Het jy geweet, die oë aspek is ook daar in Genesis geskryf. Toe Adam en Eva gesondig het, staan daar in Genesis 2 dat hulle oë het oopgegaan en hulle het besef hulle sondige toestand. Psalm 13 vers 4 is my pragtig, want dit sê, skep vir my, 13 vers 4 is soos 'n gebed wat vra, verlig my oë, dat ek nie in die dood inslaap nie. Psalm 25 vers 15 sê vir ons, my oë is altyd deur op die Here. Psalm 32 vers 8 sê, ek wil raad gee, my oog sal op jou wees. Psalm 121, ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom?
Psalm 146 vers 8. Die Here open die oë van die blindes. Was u al geestelik blind en het u al nodig gehad dat die Here dit deur die woord vir u moet open? Openbaring 1 vers 7 sê, elke oog sal hom sien. Wat 'n pragtige gedagte. Psalm 33 vers 18, die oog van die Here is op die wat hom vrees. Dan 'n pragtige gedagte ook en teksvers is Sagaria 4 vers 10. Die oë van die Here wat die aarde deurloop. Is dit nie wonderlik klink nie, die Here is altyd bewus van ons en sy oë is altyd op ons, maak nie saak waar ons is nie. 1 Samuel 16 vers 7 sê, die mens sien aan wat vooroë is, maar die Here sien die hart aan. Spreuke 4 vers 25, laat jou oë reguit kyk. En dan een van my baie gunsteling tekste is Openbaring 21 vers 3 tot 4. Hy sal, nie hy gaan nie, maar hy sal, elke traan uit hulle oë afdroog, en die dood sal daar nie meer wees nie. Ek hou van die woord aanskou. Aanskou al die wonderwerke wat Jesus vandag vir jou gedoen het, van jy opgestaan het, totdat die Sabbat nou gesluit het, en aanskou wat hy vir u deur die week gaan doen en toekomstig. Ons het daai voorbeelde ook in die Bybel, waar Moses gesê het, aanskou vandag wat die Here vir julle gaan doen, toe die volk by die Rooi See aangekom het en die Egiptenare agter hulle aan was. Wat van Jesus kan ek in ander mense sien? In plaas van karakter gebreke, wil ek jy vra, kyk altyd na mense met oë van Jesus en sien waar kan jy Jesus vind in daai persoon. Dan Openbaring 13, 3 vers 18 sê, ek raai jou aan om van my te koop. Salf vir jou oë te salf, sodat jy en ek kan sien. Laastens wil ek jy vra, kan anders sien dat jy elke dag 'n ontmoeting met Jesus gehad het en nog meer 'n verhouding met ons ewige vriend en Vader. Kom ons bid saam. Liewe Heer, dankie dat ons oë het. Dankie dat ons kan sien. Help ons, Here, waar ons soms blind is en nie die volle prentjie sien nie. Maar dankie dat U 'n oplossing het vir elke probleem en dat U die oplossing is. Here, hou ons oë gefestig op U. Ek bid ook, Here, dat ons oë sal hou op die begin en volëinder van ons geloof, Jesus Christus. En ek bid, Here, dat ons oë, Jesus se oë sal wees, nie net vir onsself nie, maar ook vir ander. Help ons, Here, om dit in die regte konteks en prentjie te plaas. Help ons om te sien en nie blind te wees nie. In Jesus naam. Amen.